Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Henny Jacobs en hierdie program se naam is Gebedsarende. Maar dis nie somme maar net bid nie. Dis effektiewe gebed. Gebed wat resultate sien, wat deurbrake sien. En is baie, baie belangrik, want die meeste kinders van die Here bid nie effektief nie. Nou sê Jakobus 4, julle het nie omdat julle nie bid nie, en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Wat natuurlik 'n skokkende stelling is, om verkeerd te bid. Dit beteken, jy bid en bid en bid, maar daar gebeur niks, want jy bid verkeerd. En is verskriklik om daaraan te dink. Maar nou sê Johannes 15 vers 6, as julle in my bly, my woord, en julle sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. So, tussen daai niks kry nie wat verkeerd bid is, en wat Johannes 15:7 beloof, moet daar 'n regte manier van bid wees. En dis hoekom ek dink, in Lukas 11, die disippels na die Here toe kom en vir hom vra, leer ons bid. Dis 'n geweldige ding wat hulle vra, leer ons bid, want hulle sien Jesus, hulle sien sy bediening, hulle sien wat gebeur as hy bid, hulle vra om dit as hy van die berg afkom nadat hy gebid het, want Jesus het niks gedoen as hy nie eers met sy pa daaroor gepraat het nie. En wanneer die disippels dit nou vergelyk met hulle eie lewens, dan kom hulle agter, daar kort iets, en ek dink by die meeste kinders van die Here se lewens, kort daar iets by bid. En hierdie dierlesse het ek geleer 15 jaar gelede, toe ek deur 'n baie, baie diep vallei gegaan het, en die Here met my begin praat het oor, ek sal jou leer bid. Nou is ek is oor die 40 jaar in die bediening, voltydse bediening, ek het nog nooit eintlik vir enige ander baas gewerk nie, behalwe vir die Here, en in gemeentes geplant, en om dan op 'n plek te kom waar die Here vir jou sê, ek sal jou leer bid. En wat 'n reis het nie net daar begin nie. Die Here het my deur sy woord gevat, en is my verstommend dat het vir so lank, ons is dit net nooit geleer nie. Die krag van effektiewe gebed, die krag van 'n Elia, die geheime van 'n Elia wat vuur uit die hemel kan neerbid, die geheime van 'n Moses wat sien hoe skeur 'n rooi see voor hom oop en kom daar water uit 'n rots uit. Die geheime wat in die woord van die Here nog altyd daar was oor effektiewe gebed, oor oorlogsgebed, oor oorlogsengele, wat ons net nooit geleer is nie. Die geheim van middernaggebed en die aktiwiteite wat in die geesrealm op die middernag aan die gebeur is verstommend, en dit is die goed wat ek met jou wil deel in hierdie program. Ons gaan praat oor wapens, ons gaan praat oor hoe werk die wapens, want die Here het my in sy wapenstoor ingevat in die hemel. Daar is ook skrif vir dit, jong. Ons gaan nou nie tyd hê om by al die skrifte te kom nie, maar daar is ook skrif daarvoor. Die Here het my in sy wapenarsenaal ingevat en my wapens gewys wat ek nog nooit gesien het nie en nog nooit van gehoor het nie. Maar wat uiters effektief is, en die Here sê, ek sal jou leer hoe om dit te gebruik. So as jy saam met my gaan bly oor die volgende tyd in hierdie program, jy moet 'n notaboek reghou, jy moet 'n pen reghou, jy moet jou Bybel reghou, gaan ons saam 'n pad stap wat vir jou deure gaan oopmaak wat jy nie gedink het moontlik is nie. Jy gaan wonderwerke sien gebeur amper elke dag. Jy gaan deurbrake beleef wat jou vriende gaan verras en jou vyande stom gaan slaan. En ek sê nie maar net dit om jou sommer maar net te streel of emosioneel op te wek of wat ook al nie. 15 jaar doen ons hierdie prakties. Dwars deur Suid-Afrika het ons al reboot programme gehou en mense geleer op 'n Saterdagoggend hoe om effektief te bid. Ek onthou dat ons op Potchefstroom so by einkoms het en vir 3 ure en dan sal 200 mense van kinders af tot by ou mense en 'n ou pastoor van 80 jaar oud kom na my toe. En hy sê vir my, hoekom het niemand ons ooit hierdie goed vertel nie? Ek hou so 'n reboot in Pretoria en 'n vrou kom na my toe en sy sê, ek is 20 jaar terug geskei, maar as ek geweet het wat ek vandag gehoor het, sou ek nooit geskei het nie.
So hierdie gaan 'n opwindende reis wees, 'n praktiese reis wees, waarin ek jou gaan toerus, hoe om effektief te bid. Maar vandag wil ek dit afskop met 'n gedagte oor bid in die familie. Jesaja 56 vers 7 sê, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Jesus haal hierdie skrif in Jesaja aan, en dan sê hy, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak, jong, en ek wonder of dit nie dalk ook van toepassing is op die kerk van vandag nie. My huis sal, hoor jy, die Here gee ons eintlik nie 'n opsie daaroor nie, hy sê my huis sal 'n huis van gebed genoem word. So daar is nie 'n ander opsie nie. As jou huis nie 'n huis van gebed is nie, is dit nie die Here se huis nie. Dit is die gevolgtrekking hiervan. En verskoon my nou maar ek gaan reguit met jou praat. Ek gaan nie draaie loop nie, ek gaan nie jou streel in jou gemoed nie. Ons praat die waarheid. My huis sal 'n huis van gebed genoem word. En as 'n gemeente dan nie 'n huis van gebed is nie, hoe kan dit die huis van die Here wees? Hoe kan dit die familie van die Here wees? Ek weet, dit is verskriklik, maar dis wat die toestand vandag is. Daai ou geliefde slogan, as jy wil, is nog net so waar vandag soos altyd wat sê, a family who prays together stays together. As ons nou wil kyk, hoe werk hier in die praktyk? Genesis 1 begin met die Here wat orde bring in die chaos van die skepping, né? Jy ken mos die skrif. Genesis 1 vers 2 sê, die aarde was woes en leeg en vol duisternis. En vers 3 sê, en God het gesê, laat daar lig wees. God begin skep, hy begin orde skep, hy begin sy skepping skep. En dan nadat hy dit alles geskep het, was sy plan om alles in plek te hou met 'n familie. Om alles in plek te hou deur 'n familie. Familie is die Here se plan om die koninkryk van die hemel op die aarde te laat kom. Die wil van die Here op die aarde te laat kom. En dis waarom families die hoofteken van Satan en sy agente is. Van die tuin van Eden af. Ek meen, hulle het elke dag gemeenskap met die Here, wat eintlik mos maar gebed is, né? Hulle praat elke dag met die Here, en die Here praat elke dag met hulle, en dis wat gebed is. Maar Genesis 3 sê, daar was 'n slang. En is nog maar vandag so, jong. Al is jy hoe naby aan die Here, daar's altyd 'n slang elders. En ons gaan dit nou ook in die skrif sien. En ek dink dis waarom daar ook vandag 'n aanslag soos nog nooit is nie, om families te vernietig, om die huwelik te vernietig, om ouers en kinders se verhoudinge te vernietig. Maar waar daar 'n aanval is, wek die Here 'n salwing op om dit te vernietig. Waar daar 'n aanval is, sal die Here wapens gee om die aanval af te weer. Ken jy mos die skrifgie wat sê, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will raise up a standard against it. Halleluja! En die Here se standaard, ek het al baie goed gehoor oor wat is hierdie standaard wat die Heilige Gees oprig. Ek dink, dis dalk een van die goed, maar daar's dalk meer, maar ek dink, die Here se standaard is 'n familie waar die Here woon, gevul met sy teenwoordigheid, vol van sy Heilige Gees vuur. Families waar Jesus regeer, verander dorpe en verander skole. En is dit nie nodig dat dit gebeur in die tyd waarin ons lewe nie? Meer as ooit het skole en gemeenskappe nodig om 'n standaard te stel in 'n wêreld vol stikkende families, om Jesus te weerspieël, om hoop te bring in 'n hopelose wêreld. Die vesting van Satan in dorpe en skole, luister nou mooi, die vesting van Satan in dorpe en skole is verwoeste families. Ek het dwars deur die land gegaan en skole bedien met 'n love revolution, om kinders op te wek, om die Johannes Evangelie te lees en dade van liefde te doen en uit te reik na mekaar toe. En die grootste probleem wat ek in skole reg deur Suid-Afrika gekry het, is vaderlose huise, verwoeste families, gebroke huisgesinne, wat die skole vol is. Dieselfde is in ons dorpe. Maar, die Here
het 'n plan. Maleagi 4 vers 5 en 6, kyk, ek stuur die profeet Elia vir my, weer eens, ek is nie 'n teoloog nie, ek is maar net liewe Jesus se seentjie. Elia vir my verteenwoordig die vuur van die Here. Hy is die profeet van vuur. Die magtige manifestasie van die teenwoordigheid van die Here. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Sien jy hoe belangrik is dit, dat huisgesinne weer versoen sal word, dat ouers en kinders versoen sal word, man en vrou weer versoen sal word, veral met die Here, en dan ook met mekaar. Die grootste nalatenskap wat jy kan los vir jou kinders, is nie geld of geleenthede nie, maar Jesus, 'n intieme verhouding met hom, hoe om met die Here te praat, en hoe om sy stem te hoor. Bid bring families weer by mekaar. Bid bring versoening. Bid bou 'n brug oor afgronde heen. So, kom ek vat jou terug na die eerste familie in die Bybel. Adam en Eva het 3 kinders gehad, Kain, Abel en Set. Kain, weet ons, het Abel doodgeslaan, so Kain en Set het oorgebly. En hierdie 2 word die model, dit word die blou druk van hoe families moet werk. Kom ons kyk na die pad wat Kain gekies het en die pad wat Set gekies het. Dan kies jy, want jy's een van die 2. Jy's of in Kain se kamp, of jy's in Set se kamp. Genesis 4 vers 16, vra die Here vir Kain, of sê die Here se woord, Genesis 4 vers 16, toe gaan Kain van die aangesig van die Here af weg, en het gewoon in die land Not. Toe gaan Kain van die aangesig van die Here af weg. Hy gaan uit die teenwoordigheid van die Here uit. Hoekom? Genesis 4 vers 6 en 7. Hoekom is jy kwaad? Vra die Here vir hom. Waarom hang jou kop? As jy goed doen, sal jy verhoog word. Maar die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou. Maar jy moet daaroor heers. Wat 'n uitspraak. Ek onthou toe ek jong was, en ek het Pinkster groot geword jong, het ons baie keer hierdie preke gehoor oor hierdie vers, maar is asof jy dit net nooit meer hoor nie. Die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. As jy reg doen, sê die Here vir hom, sal jy die vrug daarvan pluk. Maar as jy nie luister nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Die Engels sê, sin is crouching at the door, ready to subdue you and take your life over. En ongelukkig het dit in te veel families gebeur, en ek praat van families wat eenmal die Here gedien het, veral. Ek praat nie eers van die wêreld nie. Sin is crouching at the door, ready to subdue you and take your life over. Maar, ons ken die Here se woord, Kain het nie geluister nie. Hy maak 'n keuse weg van die Here af, weg van herstel, weg van optel. En hy gaan weg uit die teenwoordigheid van die Here, en hy gaan woon in die land Not, en Not beteken letterlik om rond te dwaal, om rond te swerf. Jy kry net nooit rus, en jy kry net nooit vrede nie. Nou as jy nou van verse 17 tot vers 24 in Genesis 4 lees, dan sien jy Kain se nageslag, en oënskynlik was hulle baie suksesvol. In die oë van die wêreld sien jy, hulle was eerste wat met vee begin boer het, wat die fluit en die harp begin bespeel het, wat gereedskap van brons en van yster gemaak het, oënskynlik in die oë van die wêreld so suksesvol, maar sonder die Here. Daar's moord in hulle familie, daar's trots, daar's immoraliteit, een vrou is net nie meer genoeg nie. En van daar af is hulle nie meer in die boek opgeteken nie, in die Bybel nie. Maar vir my is nie meer in die boek nie, selfs meer as in die Bybel. Van daar af verdwyn hulle name uit die boek uit. Jy weet mos,
In Openbaring sê hy dat daar 'n boek oor elkeen se lewe is wat oopgemaak gaan word as ons voor die troon van die Here staan, né? Dan is daar Set. Genesis 4 vers 26. En ook vir Set is 'n seun gebore wat hy Enos genoem het, en toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. En van hierdie vers af tot in Openbaring lees ons die verhaal van mense wat die Here aanroep, mense wat bid, mense wat met die Here praat en na die Here luister. Dit word die kenteken van die skrif, die label van die skrif. Mense wat bid, en uit daai nageslag kom 'n Noag, en 'n Abraham, en 'n Isak, en 'n Jakob, en 'n Josef, en 'n Dawid, en Jesus. Want elkeen het vir die volgende geslag vertel van die Here. Dis al hoe jy dit kan verklaar. Elkeen vir die volgende geslag vertel, roep die naam van die Here aan. As jy guns wil hê, roep die naam van die Here aan. As jy bewaar wil bly teen elke aanslag van die vyand, leer om met die Here te praat en na die Here te luister. Geliefdes, ons lewe in uiters gevaarlike tye. Ons lewe in bose tye. Ons lewe in tye van uiterste verwarring en misleiding. Ons leef in gewelddadige tye. Ons leef in sedelose tye. Die enigste hoop en die enigste behoud en die enigste redding is om te leer hoe om effektief te bid. Hoe om 'n verhouding met die Here te hê. Die behoud van 'n familie is om weer die familiealtaar te herstel. En ek weet, dit is dalk 'n vreemde konsep, maar ek sê vir jou die waarheid, ons gaan daaroor praat. Ons krag lê in effektiewe gebed. Hoor jy, ek sê effektiewe gebed. Jakobus praat van die vurige gebed van die regverdige het groot krag. So hy praat nie net van bid het groot krag nie. Hy sê die vurige gebed. Die King James praat van the effectual, fervent prayer of the righteous. Waarvan die fokus natuurlik dan nie op righteous, nee. Dat jou verhouding met die Here reg moet wees. Ek praat nie van bid as 'n resepie nie. The effectual, fervent prayer of the righteous. Righteous beteken jy skoon verklaar voor die Here. Jou saak met die Here is reg. Ons krag, ons behoud lê in vurige opregte gebed. Kain se familie het talent gehad, hulle het rykdom gehad, hulle het sukses gehad, maar hulle het nie die Here gehad nie. Daarom het die Bybel niks verder vir hulle te sê nie. Hulle storie word nie vertel nie. Ek glo, wanneer jy die krag van gebed oordra op jou kinders en kleinkinders en hulle kinders, is daar niks wat so 'n familie kan onderkry nie. Niks kan so 'n familie breek nie. Daarom staan ek by Josua, as hy in Josua 24 sê, van vers 14, vrees dan nou die Here, ontsag vir die Here, en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek gaan jou help hiermee, ek gaan vir jou praktiese goed gee, ek gaan nie net lering gee nie, ons gaan dit prakties toepas, ek gaan vir jou gebedskaarte gee, ek gaan vir jou gebedsmodelle gee, ek gaan vir jou vertel hoe bid 'n mens oor enige situasie denkbaar, ek gaan vir jou vertel hoe doen 'n mens effektiewe woordverklarings, ek gaan jou toerus. Maar daar's twee goed waarmee ek vandag ons kuier wil afsluit. Onthou, ek het vir jou gesê, dorpe en skole se atmosfeer word eintlik bepaal deur biddende families. So daar's twee goed wat vir my op my hart lê. En die een is skole, waarin ons weer die autoriteit van Jesus Christus moet inkry, en die tweede ding is dorpe. Ons het onlangs, ek weet nie meer hoe lank nie, ek kyk nie eintlik TV nie, maar het ek bewus geword van 'n program op een televisiestasie wat praat van, ek dink is iets soos Red 'n Dorp of so iets, wat deur 'n dobbelmaatskappy geborg word, en dan kom hulle in, en hulle gee
500.000, 600.000, 800.000 vir projekte om die dorp nou te red. Maar red beteken, maak die swembad se terrein skoon, of maak die slaggate reg, of kom ons verf weer 'n bietjie mooi. Dis kosmeties. En maak mense baie opgewonde. Nou, ek het niks daarteen nie. Ek is 100% daarvoor. Maar, dis nie blywende verandering nie. En die geesrealm oor daardie dorp verander nie. En ons weet, daar's 'n sterk man in die geesrealm oor elke dorp, oor elke stad, oor woongebiede, is daar bose magte in beheer. Gaan lees nou maar net weer Daniël 9 en Daniël 10, dan sien jy hoe dit werk. So, baie kinders van die Here is onkundig hieroor. Baie sê, ons het nie meer 'n geveg teen die duiwel nie. Wel, gaan kyk jy nou maar net hoe lyk die wêreld rondom en dan sê jy nou dit vir my. So, en die Here praat met my en sê, daai geld is eintlik maar met 'n hidden agenda, né? Daar's 'n geheime agenda daar oor hoekom hierdie maatskappy daai geld aan sit. Maar as ons blywende verandering wil sien, kom ons wek die bidders op. En ons gee hulle 'n plan en die Here gee my 'n plan hoe om dorpe in die geesrealm los te maak. En wat in die geesrealm gebeur sal manifesteer in die natuurlike realm. So, kom ons doen 'n regte red my dorp met die bidders wat geleer word hoe om effektief die dorp terug te vat in die geesrealm. Hoe om ons skole terug te vat in die geesrealm. Hoe om die ekonomie van 'n dorp terug te vat in die geesrealm en hoe om die plaaslike regering terug te vat vir die Here. Daar's 'n plan daarvoor. Daar's 'n strategie daarvoor wat die Here bekend gemaak het en ek sal dit baie graag met jou wil deel. So, as daar nou bidders is of daar is gemeentes wat meer wil weet oor red 'n dorp, stuur vir my 'n e-pos na breakthrough@absamail.co.za breakthrough@absamail.co.za en dan kan ons 'n bietjie daaroor gesels. As jy meer wil weet, as jy inligting daaroor wil hê, dalk wil jy in jou dorp so 'n geleentheid opstel van wek die bidders op, roep die bidders by mekaar en kry hulle by 'n venue by mekaar en ons kom en ons lê die plan neer, die bloudruk, en die bloudruk kan verander word na gelang van die behoeftes van elke dorp en ons maak 'n verskil en ons maak 'n impak want die tyd loop uit. As ons wil optree, moet ons nou optree. So as daar ergens 'n bidder is wat hier gaan kyk en hierdie gaan hoor en jy wil bidders opwek, jy wil dalk jou gemeente aktiveer. Een gemeente kan 'n dorp se geesrealm verander. 'n Groep bidders kan die klimaat in 'n dorp verander. Kontak vir my. As jy met my wil kommunikeer, stuur vir my 'n e-pos na breakthrough@absamail.co.za. As jy meer wil weet, of jy het vrae wat jy wil vra, dan maak asseblief my kontak, so kan ons ook sien of ons regtig 'n impak maak hieroor. Dis so wonderlik dat ek hierdie met jou kan deel en ek sien uit daarna dat ons 'n pad saam gaan loop. Ons gaan familiealtare herstel. Ons gaan ons dorpe in die geesrealm herstel en ons gaan die uitwerking daarvan sien in die fisiese realm. Hierdie gaan 'n opwindende reis wees en ek is so opgewonde dat jy hierdie reis saam met my gaan aanpak. Jy kan ook na ons webwerf toe gaan na www.prayerevangelist.com www.prayerevangelist.com. Daar is ook 'n klomp boeke daar wat meer oor hierdie onderwerpe het en wat jou meer gaan vertel van wat ons doen. Die boeke kan aanlyn bestel word. Jy kan 'n fisiese boek bestel of jy kan selfs net 'n e-boek bestel. Daar's ook 'n paar kursusse wat op ons webwerf beskikbaar is. Reg! Dis my storie vir vandag. Ek bid vir jou dat jy die seën van die Here oor jou lewe sal ervaar. Ek bid dat jy geseënd sal wees. Ek bid dat jy by jou werk in sal stap as die geseënde van die Here. Ek bid dat jou huisgesin die geseëndes van die Here sal wees. Jou kinders, jou huwelik, die geseëndes van die Here sal wees. En dat die wêreld na jou sal kyk en moet erken, jy is nou eenmaal die geseënde van die Here.